Goeiemôre, ek groet jou vanmôre weer uit namens Spruit vanuit die Brongemeente. Wat 'n pragtige, wonderlike dag lê vir ons voor, 'n dag wat ons kan geniet. Werklik die genade en liefde en die grootheid en die almag van God kan beleef. En weet vanmôre dat die Here naby ons is en dat hy ons liefhet en dat hy ons wil help en bystaan en krag gee. Hy is steeds ook vanmôre die een wat jou genees en gesond maak en heel maak en optel en krag gee. Beleef hom vanmôre daar waar jy is. Aanvaar vanmôre sy hand en sy werking in jou lewe vandag. Sien vanmôre dat hy in jou lewe werk. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons nou ons lewe vir U kan gee. 'n lewendige offer, 'n bruikbare offer vanmôre wat U kan aanwend in hierdie wêreld, dat ons vandag U mond kan wees wat die regte woorde kan spreek, U hande kan wees wat die regte dinge kan doen vanmôre. En ook U voete kan wees wat loop na die plekke toe vanmôre waar U wil hê dat ons sal wees, sodat in ons lewe verheerlik kan word, dat ons in die werk kan doen vandag wat nodig is in hierdie wêreld waarin ons staan, sodat die wêreld rondom ons kan verander en die wêreld kan word wat U dit wil graag hê. Here, sal U ons ook vandag aanraak in ons behoefte en ons nood, na die rykdom van die genade deur Jesus Christus ons Here en in ons lewe verheerlik word. Ons wil U naam groot maak. Daar mense is vanmôre weer eens wat siek is, dat U hulle gesond sal maak. Wat in nood vanmôre is, Here, dat U hulle lewensomstandighede in hierdie dag sal verander en dat U daarin verheerlik word. So kom ons nou en bid ook dat U die woorde van my mond en die oordeenking van my hart in hierdie dag sal seën tot eer van U naam. Vandag praat ek met jou oor die onderwerp van weer eens God en ook oor genade. En wanneer mense oor hierdie onderwerpe praat, jy oor God praat, oor God genade praat, betree jy eintlik heilige grond en weet jy vanmôre, selfs dit wat jy het, jou kennis en alles wat vanmôre daar is, skiet net eenvoudig ver te kort om oor God en oor genade te kan praat. Ons weet vanmôre een ding baie beslis seker, en dis wat die meeste kommentaarskrywers sê, is dat in die Bybel oor God, die Vader van Jesus Christus, is die enigste godsdienst ter wêreld wat die begrip genade werklik kan hê. 'n God van genade vanmôre wat in ons lewens optree. Net ons godsdienst, die Christelike godsdienst, praat oor genade van 'n God. In Johannes 1 vers 16 tot 17 lees ons dus vanmôre uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En dis wat die wêreld vanmôre nie het nie en wat hulle graag sal wil hê, is in die eerste plek genade. En in hierdie korrupte wêreld waar ons vanmôre ook in Suid-Afrika is, dat daar iets soos waarheid na vore sal kom, dat mense net weer waarheidsmense sal wees. Robertson het dit so pragtig gestel in sy boek Word Pictures in the New Testament, en hy sê, charin, anti-charitos, and was used for an exchange in sale. So mense het 'n ruilhandel laat gebeur, iets vir iets verruil. En dit is hierdie woordjie anti wat hier sê, die charin word geruil vir die charitos, genade op genade. En hoe verstaan mense dan vanmôre? Here the picture is grace taking the place of grace, like the manna fresh each morning. So, genade word verruil vir genade. Genade van die plek van genade. Hoe is dit moontlik vanmôre? Die verduideliking kom vanmôre soos daardie manne wat elke môre vars op die gras geval het, terwyl het hulle in die woestyn getrek het. New grace for the new day and the new service. Soos die son elke dag opkom. Genade vir daardie dag, nuwe genade, vars genade vir elke omstandighede, vir elke probleem, vir elke krisis waarin jy kom. Gee God net eenvoudig vir jou vars, nuwe genade vir elke omstandigheid. En dis fantasties. Ek kan Jesus wat genade is, elke dag nie beleef. Solank Jesus by my is ek in genade. Jy kan nie die genade van God ook uitput as die persoon Jesus Christus jou vanmôre omhels of jy hom omhels nie. As hy deel van jou lewe is, beleef jy genade vanmôre. As 'n verhaal wat vertel word tydens die Spaans-Amerikaanse oorlog, het
Theodore Roosevelt na Klare Baarten toe gegaan om middele te gaan kry. Sy was deel van die Rooi Kruis. Om 'n paar voorrade te gaan haal vir sy siek en gewonde soldate. Voorrade te kry, kos, medisyne en al hierdie goed. En sy het sy versoek geweier, al was sy die plek waar hy dit kon gekry het. En hy was bekommerd en het vir haar gevra, hoe kan ek hierdie dinge dan nou kry? Ek moet behoorlike kos vir my siek mense hê. En toe sê sy vir hom, vra net daarvoor, kolonel. Sê Roosevelt, dan vra ek daarvoor. En hy het dit dadelik deur genade gekry, en nie omdat hy dit moes aankoop daardie dag nie. Ek en jy het nie vanmôre om enigiets nodig te koop by God nie. Hy gee dit vir ons, omdat hy ons lief het. Die eienskap van God se karakter, waardeur hy homself deernisvol gee. Hy gee hom deernisvol vir jou vanmôre. En in hierdie deernis vanmôre het hy jou aanvaar eenvoudig, ongeag van jou gebroke of stikkenheid. Vrygewig opgetree, sy seun vir jou gegee. As 'n sondige mens het hy na jou uitgereik, voordat enige mens ooit na hom uitgereik het. Hy beskerm ons vanmôre ook van sy toorn, en is hy wat ons vanmôre ook vergewe, en sy geregtigheid aan ons gegee, sy vryspraak vanmôre vir ons gegee, sodat ek en jy vanmôre in geloof en gehoorsaamheid kan lewe en groei na hom toe. Genade, barmhartigheid word veral uitgespreek deur God se verbond met sy uitverkore volk. Hy verbind hom vanmôre tot jou in genade, deur Jesus se versoeningsdood aan die kruis. Paulus het gesê, as hy Jesus Christus vir jou gegee het, hoekom sal hy dan nie ook al die ander dinge vir jou genadiglik skenk nie? 2/3, 100 uit 154 van die Nuwe Testamentiese kere waar charis of die woord genade voorkom, word dit gevind in die Pauliniese briewe. 13 van sy tradisionele briewe kom dit in voor, oorwegend in Romeine 23 keer, Korinte se briewe 18 keer in 2 Korintiërs en dan ook 10 keer in 1 Korintiërs. En dit word gebruik gewoonlik om te praat van God se guns aan jou, onverdiend, genade, guns. Dus God doen jou 'n guns vanmôre. En wanneer God of Christus die onderwerp is, in genade teenoor die mensdom optree, dan is dit 'n onverdiende guns. Fischer gaan so ver as om te beweer dat Paulus charis verstaan as God wat optree in ooreenstemming met sy karakter en sy wese. So vir Paulus is God en genade sinonieme, dis een woord. Jy kan nie praat van genade as jy nie oor God praat nie, en jy kan vanmôre nie oor God praat as jy nie oor genade praat nie. Dis een begrip vanmôre. God is vanmôre genade. En dat genade beteken nie net 'n goddelike eienskap of 'n gesindheid wat God het, of iets wat God doen nie. Dit is wie God vanmôre is. God self is vanmôre genade. Kolossense 2:11-15 sê, in wie julle besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die Heilige Gees vanmôre. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus is 'n werking van God se Gees. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Gebruik vanmôre vir jou verbeelding. Dink terug vanmôre, sien 'n prentjie. Die skrif sê letterlik vanmôre, toe Jesus begrawe is na hy gesterf het en jy in hom gesterf het, is jy saam met hom begrawe daardie dag. Jy is ook saam met hom daai dag opgewek, deur die geloof in 'n werking van God wat hom uit die dood uit opgewek het. En julle wat dood was deur die misdaad en die onbesneuheid van julle vlees, het hy saam met hom lewendig gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Jy is saam met hom begrawe, jy het saam met hom gesterwe, jy is saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe vanmôre. En dis vanmôre wat die doop demonstreer. As jy jou laat doop, demonstreer jy vanmôre dat jy hierdie proses deurgegaan het saam met Christus Jesus. Gesterf het vir die ou sondige lewe. Begrawe is saam met hom, toe jy onder die water gegaan het. Opgestaan het in 'n nuwe lewe, toe jy uit die water uit opgestaan het, en dat jy nou in 'n nuwe lewe waan. Dis wat die doop demonstreer. Daai skuldbrief teen ons wat met sy insit en ons vyandig was, sê Paulus, is uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Jy's vrygespreek. God het jou vrygespreek vanmôre. Jy's geregverdig in Christus. En die mooi woord is, asof jy nooit gesondig het nie.
nadat jy hierdie proses saam met Jesus deurgegaan het, gesterf het, opgestaan het, bestaan geen sonde meer in jou lewe nie, asof jy nooit gesondig het nie. Nadat hy die owerhede en magte uitgekleen en openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. En die mooi wonderlike woord is, in hierdie triomftog van Jesus Christus sê die skrif vanmôre, hy het jou saam op sy oorwinningstog geneem. Hy het jou gewys, hy het jou deel gemaak van hierdie groot gebeurtenis. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om vanmôre te weet, ons het saam met Jesus gesterwe. Ons is saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe vanmôre, en ons het 'n nuwe lewe en ons is vrygespreek asof ons nooit gesondig het nie. En dit is genade, omdat U, o God, hierdie genade in ons lewe bewys het. Dankie daarvoor. Ek seën jou gemeente vanmôre in die wonderlike seën wat U vir hulle het om hulle te beskerm en vir hulle goed te wees. Ja Here, dat die genade oor hulle groot sal wees en dat U aan hulle goed gaan doen in hulle dag en dat hulle U wonderlike vrede sal beleef. U naam daarin sal verheerlik. Daarvoor sê ons vanmôre, amen. Dit sal so wees in Jesus se wonderlike naam. Amen.